Hallo graad 12's, welkom by nog 'n video van die aandse series oor arbeid, energie en drywing. In hierdie video wil ons na waterpompe en spesifiek na boorgatpompe kyk en na die krag wat deur so 'n pomp uitgeoefen word en dan die drywing van 'n pomp met behulp van die toepaslike formules bereken. Boorgate speel 'n baie belangrike rol om water aan gemeenskappe te voorsien, veral in waterskaars gebiede. 'n Boorgat of nou skag word vertikaal deur verskeie harde rotslae geboor en indien ondergrondse water gevind word, moet dit van diep onder die aarde na die oppervlak gepomp word. Meganiese of elektriese pompe kan hiervoor gebruik word en meganiese of elektriese energie word dan omgeskakel na potensiële energie van die water. 'n Massa water word tot 'n sekere hoogte opgehuis, asook kinetiese energie van die water. Die water vloei teen 'n sekere snelheid by die pyp uit. Kom ons kyk na 'n praktiese voorbeeld. Hier is 'n boorgat van 40 meter diep en 1,5 kg water word elke sekonde teen 10 meter per sekonde uitgepomp. Die arbeid verrig deur die pomp is gelyk aan die energie oorgedra aan die water en 'n gedeelte daarvan is potensiële energie en 'n gedeelte is kinetiese energie. Ons stel die diepte van die boorgat of die hoogte waardeur die water opgehuis moet word, sowel as die snelheid waarteen dit uitgepomp word in en kry die totale hoeveelheid energie oorgedra aan die water. Die drywing van die pomp is dan energie oorgedra per eenheidstyd. Die tyd wat hier gegee word is 'n tyd van 1 sekonde en die drywing vereenvoudig tot 663 watt. Soms word gesê dat 'n pomp 'n sekere maksimum drywing het en ander kere word daar vereis dat 'n pomp 'n sekere minimum drywing moet hê. Wat is die verskil tussen die terme? Elektriese pompe word ontwerp met 'n sekere maksimum drywing uitset. Gestel dit is 10.000 watt, dan beteken dit die pomp kan tot 10.000 joule energie elke sekonde oordra. Die minimum drywing van 'n pomp word bereken met die minimum vereistes wat gestel word in terme van die hoogte waardeur die massa water opgeweeg moet word. Dit is die diepte van die boorgat en ook die spoed waarteen dit in 'n sekere tydsinterval uitgepomp moet word. Die krag wat 'n pomp uitoefen is 'n nie-konservatiewe krag. Ons weet dit is 'n krag waarvoor die arbeid verrig om 'n voorwerp tussen 2 punte te beweeg, afhanklik is van die roete wat gevolg word. Ons weet ook dat 'n nie-konservatiewe krag wel aan die meganiese energie van 'n voorwerp verander en dat die arbeid verrig deur 'n nie-konservatiewe krag gelyk is aan die verandering in potensiële energie plus verandering in kinetiese energie. Hier is 'n uitgewerkte voorbeeld op bladsy 1.60, baie soortgelyk aan wat ons reeds gehad het. Hier word vereis dat 500 kg water per minuut uit 'n 40 meter diep boorgat gepomp moet word teen 5 meter per sekonde en ons wil die minimum drywing van die pomp bereken. Wrywingskrag kan geïgnoreer word. Die arbeid verrig deur nie-konservatiewe kragte is nou die arbeid verrig deur die pomp en dit is gelyk aan die verandering in potensiële energie, dit wil sê die potensiële energie oorgedra aan die water plus kinetiese energie oorgedra aan die water. Aanvanklik het die water geen potensiële energie of kinetiese energie gehad nie en hy verkry dan 'n sekere potensiële energie as gevolg van die hoogte waardeur dit opgehuis word, sowel as 'n kinetiese energie as gevolg van die spoed waarteen dit uitgepomp word. En dit is dan die totale hoeveelheid energie oorgedra deur die pomp en hieruit kan ons dan nie die drywing van die pomp bereken. Die tydstuur hier gegee is 1 minuut of 60 sekondes en die minimum drywing van die pomp vereenvoudig tot 3370,83 watt. Ons weet dat wrywingskrag ook 'n voorbeeld van 'n nie-konservatiewe krag is, so indien daar wrywingskrag teenwoordig was, sou ons die arbeid verrig deur wrywingskrag bygetel het by die arbeid verrig deur die pomp, maar in hierdie geval was dit nou nie nodig nie. In 'n tweede voorbeeld
gee hulle die maksimum drywing van die elektriese pomp as 40 kW. Dit beteken die pomp kan tot 40.000 joule energie per sekonde oordra. Indien 250 kg water per sekonde teen 8 meter per sekonde uitgepomp word, wanneer die pomp teen sy maksimum uitset werk, word gevra om die diepte van die boorgat tot die naaste meter te bereken. Hier is ook geen wrywingskrag nie. Die drywing wat gegee is van 40.000 watt kan nou gebruik word om die energie oorgedra deur die pomp te bereken. Dit is drywing vermenigvuldig met die tydstuur. Die tydstuur is 1 sekonde en hierdie 40.000 joule energie word weer verdeel. 'n gedeelte is kinetiese energie oorgedra in die water en 'n gedeelte is potentiële energie. Ons weet die water moet teen 'n snelheid van 8 meter per sekonde uitvloei. Ons wil graag die diepte of die hoogte waardeur die water moet beweeg bereken. Ons vereenvoudig dan hierdie vergelyking en die hoogte vereenvoudig tot 'n waarde van 13 meter tot die naaste meter. Hier is 'n huiswerk voorbeeld in die 3-in-1 studiegids op bladsy 1.61, oefening 10, vraag 3 en die antwoord is op bladsy 1.69. Hier is ook 'n tweede vraag in die 2-in-1 studiegids op bladsy 17. 2 leerders wil 3 sonkragwaterpompe toets om 'n aanbeveling te maak watter een om te installeer. Hulle toets die 3 pompe deur die tyd te meet wat dit neem om 'n massa van 50 kg water van 'n verdiepte van 80 meter tot bo te pomp en hulle toets elke pomp 4 maal. Pomp A en B word op 'n sonnige dag getoets, maar pomp C op 'n bewolkte oggend. Die resultate word in die tabel gegee en 'n gemiddelde tyd vir elke pomp word bereken en aangedui. Die vraag is wat die afhanklike veranderlike vir die ondersoek is, watter veranderlikes gekontroleer is en watter een nie gekontroleer is nie, om die presiesheid van die data te vergelyk en om 'n aanbeveling vir 'n pomp te maak. Daar is ook 3 berekeninge wat gevra word. Stop die video, beantwoord die vraag en speel dit verder sodra jy klaar is. Die tydstuur om die gegewe massa water uit te pomp is die afhanklike veranderlike. Dit hang af van die tipe pomp wat gebruik is. Die tipe pomp is dus die onafhanklike veranderlike. Die massa water, sowel as die hoogte waardeur die water moes styg, is die veranderlikes wat gekontroleer is. Hulle moes konstant gehou word, andersins sou dit ook die tydstuur beïnvloed het. Die hoeveelheid sonskyn is egter nie gekontroleer nie. Pomp C is aan minder sonenergie blootgestel, so minder sonenergie is dus omgeskakel na elektriese energie, wat sy werking kon beïnvloed het. Die data van die 3 pompe is ewe presies. Die stophorlosie of apparaat het elke keer tot 1/10 van 'n sekonde gemeet. Die aanbeveling is dat pomp B geïnstalleer moet word. Pomp A se resultate is nie so betroubaar nie. Die waardes verskil redelik van mekaar. Om die gemiddelde drywing van pomp B met die van pomp C te vergelyk, bereken ons die arbeid verrig of energie oorgedra deur die pompe. Dis 'n hoeveelheid potentiële energie om die water deur 'n hoogte van 80 meter op te hys en dit word dan gedeel deur 'n tydstuur. Pomp B verrig hierdie taak in 'n korter tyd as pomp C en die gemiddelde drywing van pomp B is 'n groter waarde as die van pomp C. Indien pomp B teen sy maksimum drywing werk en water in 'n tyd van 'n half minuut of 30 sekondes teen 'n sekere snelheid uitpomp, dan is die energie oorgedra deur pomp B, die drywing vermenigvuldig met die tyd van 30 sekondes. En hierdie energie word weer verdeel in kinetiese energie plus potentiële energie oorgedra in die water. Die potentiële energie oorgedra word bereken deur die 80 meter hoogte in te stel en die kinetiese energie word uitgedruk in terme van die snelheid van die water. En hierdie snelheid of spoed waarteen die water uitgepomp word, vereenvoudig tot 12,20 meter per sekonde. In die laaste gedeelte wil ons die minimum drywing van 'n pomp bereken wat aan
minimum vereistes moet voldoen. Dit is om die water deur 'n hoogte van 80 meter te hys en teen 5 meter per sekonde uit te pomp. Ons bereken dan die arbeid verrig deur die pomp, wat maar arbeid verrig deur 'n nie-konservatiewe krag is, gelyk aan delta EP plus delta EK. En hierdie energiewaarde of arbeid verrig word net weer deur die tydsduur gedeel, dis 'n tyd van 1,5 minuut of 90 sekondes. En die minimumdrywing van die pomp vereenvoudig tot 442,5 watt. If you found this video useful, give it a like and subscribe to our channel so you don't miss any new episodes. Follow us on Instagram or Facebook to stay on top of the latest TAS news and launches. So that's it for now from The Answer Series, your key to exam success.